Hallo, dis Lodewyk en ek wil so 'n klein bietjie vandag met julle gesels oor die redding en spesifiek oor hoe ons gered raak. Baie mense, as jy vir hulle vra, hoe word jy gered, dan sal hulle vir jou kan verduidelik met meerdere of mindere sukses. Maar wanneer jy vir hulle vra, so hoekom werk dit? Hoekom is die plan wat God gegee het, een wat na behore werk, dan is daar min mense wat regtig vir jou antwoord kan gee. En dit is nogal belangrik om te weet hoekom dit wat God gesê het werk. En die meganismes wat God gebruik het om ons te red, hoekom dit werk. Want as jy nie weet wie jy is nie, as jy nie weet waar jy vandaan kom nie, is dit baie moeilik om perspektief te hê oor hoe jy veronderstel is om te reageer teenoor die omstandighede. So om te weet hoe jy gered raak, om te weet hoekom dit werk, om die dinge wat God gedoen het te verstaan, is eintlik maar 'n manier om jou te definieer. En wanneer jy gedefinieer word, wanneer jy verstaan wie jy is, wanneer jy verstaan hoe God jou geskep het, sal jy dan na behore kan reageer teenoor die omstandighede. Om dit anders uit te druk, solank as wat jy van mening is dat jy 'n agtergrond het van tekortkominge, sal jy nooit 'n gedagtegang gekweek kry van oorvloed nie. En op dieselfde manier, as jy nie verstaan presies wat met jou gebeur het toe God jou gered het nie, dan sal jy nooit na behore kan funksioneer nie. Omdat jy 'n identiteitskrisis sal hê. En om die identiteitskrisis te verduidelik, jy is 'n spesifieke tipe wese gemaak. Jy dink jy is iets anders, of jou verstaan van wie jy is iets heeltemal anders. Jy funksioneer vanuit daai plek. Daarom kom jy nie tot jou volle potensiaal nie. Om dit anders uit te druk, 'n renmotor en 'n persoon wat met 'n renmotor ry, weet presies wat hy met daai renmotor kan maak, omdat hy verstaan wat dit is. As hy gedink het dis 'n passasiersmotor, sou hy nooit op dieselfde vlakke probeer eers funksioneer het nie. Wat nog te sê van dit regkry. So om te verstaan wie God jou geskep het, hoekom hy jou so gemaak het, die effek van dit en die uitvloeisel daarvan is enorm belangrik. Daar's soos 'n gesprek in Romeine 6 wat Paulus aanraak en hy sê, weet julle dan nie dat soveel as wat een geword het met Christus se dood, soveel het een geword met Christus se lewe. En ek wil nie spesifiek praat oor die dood en die lewe kant van Paulus se stelling nie. Ek wil praat oor die eenwording. Die gedagte dat ons een geword het met Jesus in Christus. En jy sal opmerk dat ek baie subtiel begin onderskei tussen Jesus en tussen Christus. Ons het groot geword met die gedagte dat of jy na Jesus verwys en of jy na Christus verwys, daar's nie regtig 'n verskil nie. Maar vir die wat fyn lees, vir die wat moeite doen met die woord, sal sien dat Paulus kontekstueel Jesus en Christus verskillend aangewend het. So hy sê vir ons dat ons een geword het met Jesus. Met ander woorde, ons het dieselfde karaktereienskappe, dieselfde oorsprong. Ons eenheid is in Christus bevestig. En dan is jy op 'n plek waar God jou anders gedefinieer het. Jy het afgestam uit Adam uit, as ek dit so kan sê, maar nou is jy God se kind, soveel soos wat Jesus God se kind was. Daar is ooreenstemming in sekere karaktertrekke tussen jou en Christus, tussen jou en Jesus. Die ooreenstemming en die regmaak, die herkodering van jou hart, die oorskep van jou wese, is dit wat dit moontlik maak vir jou om voor God te staan onbeskaamd.